O ja, Here, dankie. Dankie, Here, alle eer tot U. Here, ons weet dit is nie as gevolg van enigiets wat ek kan doen of sê nie, maar as gevolg van U en U alleen. Here, my lewe is 'n deel van U groot plan. Here, alles wat ek doen en sê is in aanbidding van U en wat U mee besig is. Here, U weet beter, U verstaan meer en hier staan ek bereid en gewillig. Here, U verdien alle eer, U verdien alle lof en aanbidding wat ons kan bring, U verdien alles wat ek kan neersit en soveel meer. Here, dankie vir die voorreg om in aanbidding van U te kan wees. Here, seën ons, seën hierdie gemeente, seën hierdie span, seën hierdie mense. Here, mag alles wat ons doen net volg in U voetstappe. Mag ons nooit los van dit waarmee U aan die doen is nie. Amen. Amen. Julle kan eers jou sitplek neem, daar waar jy is. So voordat ons in die wegval, so vinnige Marius storie, daar is sekere tye van jou lewe, is ons sekere liedere wat deel maak van wie jy is en wat jy doen. So 'n earworm, so 'n liedjie wat net so agter in jou kop speel en speel en speel. En hierdie seisoen, die afgelope paar maande, is daar 'n lied wat net die heeltyd by my opkom, en dit is Here, Heilige Here, U wee is hoër as myne. Nee, is net daai, Here, U weet, U is aan die doen, Here, mag U wee ook myne wees. So my gebed in hierdie tyd, so 'n spesiale een in afsluiting, dankie Martelies, om so af te sluit. Ons skop 'n opwindende nuwe reeks af, soos 'n kind, waaroor ons lekker opgewonde is. Nou, kinders is interessante diere. Ek het saam met 'n ou gewerk wat gesê het, hulle is rondekop huisdiere. Nee, jy hou hom daar, jy is baie lief vir hom, maar hy doen soms dinge of sê soms goeters. Nou, enige iemand wat al enige tyd met enige kind spandeer het, weet dat kinders vra. Kinders floreer met vra. Sekere van hulle vrae is vreeslik nodig en belangrik vir hulle persoonlike of spirituele ontwikkeling. Party vrae is maklik, party vrae is onmoontlik, party vrae is onnodig, party vrae sal ons nooit kan verstaan hoekom of van waar af kry hulle nou hierdie vraag nie. En ons as ouers doen ons altyd ons heel beste om hierdie te probeer beantwoord en ons kinders te ontwikkel, en dan sit jy mos jou heel beste neer, en jy voel jy het hierdie ding goed aan mekaar gesit, en jy het hierdie vraag mooi beantwoord, en dan kom daai, hoekom? En dan dink ek, hoe bedoel jy hoekom? Ek het nog gesê wat aangaan, ek voel ek het alles vir jou so mooi uitgeklaar, maar nee, dit is nie wat dit is nie. In hierdie week ry ons in die kar en my laaitie vra vir my, hoeveel water is daar op die aarde? Okay. Nou, Marius, uit sy sterkpunt, uit een van my, ek dink sterkpunt in die lewe is input. So volgens Gallup ook is 'n goeie persoonlike assesserings input. Ek hou daarvan om nuttelose inligting bymekaar te maak, nee, en net so hierdie goeders te kan groei. En ek dink vir myself, ek ken hierdie antwoord miskien soort van. Ek sê vir hom, dis omtrent 65-70% van die aarde is water. Hy sê, ek verstaan nie. Ek sê, okay, kom papa verduidelik. Hou 10 vingers. So almal doen gou saam met my. Hou gou 10 vingers. Okay, nou vat 3 weg, so dan het jy soveel is water, né? Soveel is land. Nou dink ek hierdie ding is mooi neergesit. Ek het sopas wiskunde gebruik om my punt te bewys. En die ou kyk so uit die kar uit, hy sê, dan waar is die water? Ek het verloor, daar's nie 'n wen meer hierso te hê met hom nie. Ek soos, nee, dit is wat dit is, jy weet. Of jy probeer so 'n vraag te antwoord en hy vra, maar hoekom? Hoe werk 'n vliegtuig? Hoe gaan hierdie ding, hoe werk internet? Ek bedoel, hoe connect die foon? En hy het al hierdie vrae, en partykeer, wanneer daar 'n goeie of moeilike vraag kom, besef ons eintlik dat 1, ons weet miskien nie, al het ons gedink ons weet, of 2, ons het net 'n halwe verstaan hiervan. Ons besef soms in hoe ons iets verduidelik, 'n ander kind wat meeste vrae vra van enige iemand, dat ons verstaan van die topic waar ons praat, van hierdie onderwerp, is half. So ons gaan vandag 'n bietjie, of hierdie reeks 'n bietjie kyk na soos 'n kind, en die eerste een waarna ons kyk, wat baie lekker is God vir ons. As God vir ons is, wat sê dit?
Hoekom sê dit? Want almal van julle weet, as ek sê God is vir jou, hier in jou binneste sê jy, ja, definitief. Maar laat Bart nou kom en hy vra vir jou, maar hoekom? Dan raak dit moeilik. Want hoekom en hoe is God by ons? Ons ken skrifverse, Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En ons sê, ons ken hom, ek het hom al ergens gelees, maar nou moet ons bietjie hierdie ding uit mekaar uittrek. So ek nooi jou vandag in hierdie reeks terwyl ons gaan, hoe ons 'n paar goeters net 'n klein bietjie uit mekaar uit gaan trek, om saam met ons te reis. Nou, die eerste stap is, as God vir ons is, wie is God? Want ons moet hierdie vasstel, wie is hierdie ou wat vir ons is? En dit is 'n lekker een om met 'n kind oor te gesels. God is regverdig. God is amazing. Daar's soveel goeie goeders om te sê oor God. En ons begin by Psalms 9 vers 8 tot 9 en dit sê, die Here regeer vir ewig. Hy vestig sy troon vir die regspraak. Hy is koning, hy is heerser, hy is die baas. Hy is die groot baas hierso in Bart terme. Dan vers 9. Hy oordeel die wêreld in geregtigheid. Oor die nasies spreek hy reg met billikheid. Nou bring ons oordeel in hierdie storie in. En dis belangrik want 'n koning wat heers, 'n baas wat heers, moet sy mense lei. Hy sit 'n standaard neer waarop hy lei. En almal binne in sy koninkryk moet volg op sy standaard. So dit is belangrik vir ons om te besef dat ons God is geregtigheid. Hy is perfek, hy is suiwer, hy's net geskape. Hy het als geskape dan nog in sy beeld. So daar is 'n perfekte ding wat neergesit is hierso binne in sy koninkryk. En dan raak die storie bietjie moeilik, want ons as mense is nie, né? Hoe hard ek dalk mag probeer, daar's altyd fout en sonde in my. Daar's sukkel en daar's stoei in my, daar's plekke waar ek tekort kom. So ons het hierdie God en mens en hierdie twee kom dan nou nie lekker by mekaar nie. En nou begin ons stop, God vir my, nou moet hierdie wielietjies begin draai. Ons lees verder, Psalm 7 vers 12 tot 14, het sê, God is 'n regverdige regter, 'n God wat elke dag sy verontwaarding toon. Vers 13 gaan aan, as iemand hom nie bekeer nie, maak hy sy swaard skerp. Span hy sy boog en hy lê daarmee aan. Vers 14, hy maak vir hom dodelike wapens gereed. Hy maak van sy pyle brandpyle. So nou sit ons met hierdie beeld van ons God en ons sondige menswees en nou begin hierdie ding al hoe verder homself uit mekaar uithaal. En die goeie nuus wat ons kry uit sulke skrifverse uit, is ons God is nie reaktief nie. Hy sien nie iets en dan blaas hy op nie. Ons God het groot plan en hy's besig in voorbereiding om hierdie wêreld wat onder sy heerskappy is, om sy standaard binne in hom neer te sit. Ons God is geduldig. Hy het sy waardes wat hy vir ons so mooi neergesit het. En ons word genooi om aan daai waardes gelyk te word. 1 Petrus 1 vers 16. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. God nooi ons hiernatoe. As ons net kon wees soos wat ons wil en aangaan soos wat ons wil, dan sou hierdie skrifvers nie sin maak nie. In ander woorde, daardie sonde en sleg kan nie geïgnoreer word nie. Ons word genooi in 'n goddelike manier van lewe, in 'n manier van geregtigheid, van eerlikheid, van sleg na beter te kan kom. En dan al hoe meer begin ons kyk dat dit voel vir my dat my sondige mens wees en hierdie God kom nie by mekaar nie, maar ek weet God is vir my. En as hierdie God vir my is, wie kan teen my wees? Ons lees dan verder, Romeine 8 vers 5 tot 10. En dit sê, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Hierdie God sit 'n manier neer vir sy koninkryk, maar dan kom hy na sy mense toe en hy kom bied verlossing. Hy sterf
om 'n ander manier van lewe vir ons moontlik te kom maak. Hierdie God stuur sy seun in 'n wêreld in, sodat daar geoordeel kan word en dan 'n manier van lewe kan wees wat tot dan toe eintlik onmoontlik was. Want as sonde gewees is, of wees wat sonde in hulle het, kan ons nie uitkom by waar God is nie. En dan sukkel ons, okay? Want besef, hierdie gesprek, daar's geen manier dat hy goed gaan met 'n 6-jarige nie. Okay? Toe ons aan die heel begin gesê het, God span sy boog, daar het ons al fokus verloor. Bart sou 'n pyl en boog gaan probeer maak het ergens, en iemand probeer skiet het daarmee, soos ons sal al lank al fokus verloor het. So hoe kyk ons na stories soos die, en ons kry dit reg om hierdie deel te maak van ons menswees? Om hierdie verstaan vir ons goed te kan hê, want as groot mense sukkel ons soms met hierdie konsepte. En dan wat ons doen, is ons skei die maklik en die moeilik van mekaar. Ons skei die lekker en die nie lekker van mekaar nie, en ons parkeer daai nie lekker soms ver agter in ons brein, en dan die lekker goed wil ons aan vashou. God is vir my, wie kan teen my wees? Definitief, maak sin, maar God is geregtig. God roep ons om heilig te wees soos hy. Nou sukkel ons dalk met daai, en dan parkeer ons hom net so 'n klein bietjie verder terug, want ons sukkel om hierdie twee naby aan mekaar te bring. So om ons te help daarmee, gaan ons kyk na 'n verhaal uit die Bybel uit, waar Jesus gekom het. Jesus het kom sê en kom doen net wat God vir ons hierso mooi deur die Bybel kom verduidelik. God kom met sy geregtigheid en sy heiligheid en sy oordeel, en hy kom skok almal van ons eintlik, wanneer ons lees deur die verhaal van Saggeus. Wanneer ons kyk hoe hierdie heilige regter kom en hy kies 'n korrupte man. Wanneer ons kyk hoe Jesus kom en genade word in een oomblik, dan saamgesit. So ek gaan jou nooi, ons gaan lekker saam lees Lukas 19 van vers 1 tot vers 10, en hy lees so: Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Dit voel vir my soos 'n onnodige ding gewees om daarin te sit. Dit is net so 'n jab na daai arme ou toe, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe hastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis, maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: Kyk, Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê: Vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Dan kyk ons na hoe Jesus met Saggeus werk, en ons sien iets anders. Die Jode het verstaan dat Jesus is 'n ander tipe man. Hy's heilig, hy's geregtig, want anders sou hulle nie 'n opmerking gemaak het soos: hoekom is hy by sondaars nie? Daai opmerking moet vir ons sê dat hulle het iets verstaan van wie en wat Jesus is. Maar die verhaal is so moeilik. Eerstens, Saggeus kom en hy soek nog nie vergifnis nie. Hy soek nog nie om sy lewe te verander nie. Hy sien iets in Jesus en hy wil dit sien. Hy wil meer weet, hy wil proe, hy wil naby aan Jesus kom, sodat hy vooruit gaan en in 'n boom klim om vir hom te gaan kyk. Saggeus wil net meer weet. En die uitnodiging van 'n Jesus aan 'n Saggeus gebeur nie by 'n altaar waar hy uitknooi nie. Die uitnodiging gebeur op die tak, waar Saggeus nog nie reg is nie, maar honger is. Waar Saggeus meer wil weet, maar sy lewe is nog nie in lyn nie, en Jesus sien dit raak, en die uitnodiging kom daaraan. 'n regverdige God kies om 'n korrupte man nader te bring en by sy huis te gaan eet. Voor daar berou is, voor belydenis, voordat daar enige iets gebeur het, genade kom as 'n eerste beweging van ons God af. Ons God vir ons,
toon genade toe ons dit nog nie verdien het nie. Hierdie God van ons het 'n anderste manier om dinge te doen. Dis asof sy koninkryk anders beweeg as wat ons dit dalk verwag. Hy is wie hy is en hy haat sonde, maar hy kom en hy bring vir mensdom 'n geleentheid om van sonde ontslae te raak. Hy kom en hy kom bring 'n geleentheid vir ons om nader aan God te wees, al is dit nog nie vir ons moontlik nie. Sien, wanneer mense kom en hulle oordeel vir Saggeus, kom Jesus en hy verwelkom hom. Die mense kom en hulle verwerp hom en Jesus kom en hy roep hom. Jesus kom en hy sit iets anders neer waarby elkeen van ons kan kom leer. En wat doen Saggeus? Toe hy hierdie geleentheid van hierdie God het, Saggeus kom en hy verander. En die verandering was nie as gevolg van enigiets wat enige iemand rondom hom gesê het nie. Die verandering is 'n vrug van Jesus se teenwoordigheid binne in sy lewe. So toe daar 'n oomblik kom, waar Jesus se teenwoordigheid deel van sy alledaagse kon word, kon daar verandering binne in Saggeus wees. Hierdie is een van die grootste uitnodigings vir elkeen van ons. Sodat ons die mense rondom ons kan help, dat God se teenwoordigheid binne in hulle lewens mag heers, sodat daar verandering kan wees orals. In alle fases vir alle mense. Selfs al sit hulle nog op die tak en hulle kyk net hierdie ding uit. Dat Jesus sal kom en kom verandering bring. Die God wat regverdig is en wat oordeel bring, is dieselfde God wat die verlore mense kom soek. Is dieselfde God wat die sondaar kom red. Daai God kom en hy kom nooi ons in na iets ander toe. Iets beter toe. So wanneer ons kyk na God is vir ons. Hierdie bekende skrifvers wat ons so goed ken, Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit nie net, ons kan doen wat ons wil en gaan waar ons wil, want hierdie God is met ons nie. Nee, dit is ons wat sien. Hier is 'n geregtige, heilige, perfekte God, wat vir ons kom, nooi om deel te wees van dit wat hy doen. En as hierdie God vir ons is, as hierdie God se teenwoordigheid ons nooi na verandering, wie kan teen ons wees as ons wandel saam met hierdie God? Hierdie is 'n uitnodiging. Nie om God te probeer vat en in ons manier van lewe in te druk nie, nee, om te sien dat ons genooi word om saam met hierdie God te kom beweeg. Ek nooi jou om vir hierdie dag, vir hierdie reeks, al hoe meer die vraag wat Bart sal vra te vra. En dis net om elke nou en dan te sê, maar hoekom? Hoekom sê ons hierdie dinge? Hoekom raak ons so lief vir hierdie God? Hoekom geniet ek hierdie musiek? Hoekom? Want dalk kan God ons dan nooi in 'n plek soos Saggeus, waar ons in sy teenwoordigheid verandering kan hê, om nader aan 'n goddelike manier van lewe te wees. Toe Jesus gekom het, en sy lewe kom gee het aan die kruis, was dit nie sodat ek kan wees net soos wat ek wil wees nie, maar is sodat ek versoening kan kry, en in 'n goddelike manier saam met God kan wees. Vriende, hierdie uitnodiging is oop vir elkeen van ons, maar soveel meer deur elkeen van ons vir die mense rondom ons. Dat orals waar ons gaan en orals waar ons is, in ons werkplekke of in die winkel of by ons families of by ons vriende, dat daar 'n goddelike teenwoordigheid mag heers. En dat hierdie God wat vir ons is, lewensverandering sal bring vir die mense wat hom sien en wat hom proe. Ek nooi jou net daar waar jy is om jou oë toe te maak. Dan wil ek graag vir ons bid. 'n Gebed waar ek vir God gaan vra om vir ons geleentheid te gee, sodat die mense rondom ons meer vir hom mag ervaar. En ek nooi jou in hierdie gebed om dieselfde te sê. Here, gebruik my orals waar ek gaan, en mag u teenwoordigheid heers in al my gesprekke. Mag die mense rondom my sien dat u is vir ons, en u nooi ons in 'n ander manier in. Here, dankie vir die voorreg om so by mekaar te kan wees. Om te kan weet dat u ons nooi, om deel te wees van hierdie koninkryk wat u aan die werk is in, waar u heers.
Here, om te weet, U is geregtig en U is perfek en groter en beter as wat ons ooit by sal kan uitkom, maar U kom en U kom roep my toe ek nog sondaar was, om versoening te kan hê en deel te kan wees aan die ding wat U kom neersit het. Here, help my dat my woorde wys sal wees, dat my optrede reg sal wees, dat oral waar ek gaan en in alles wat ek doen, dat die mense U sal sien en sal proe. Here, mag ek sout en lig wees wat die wêreld wys van U. Mag mense as gevolg van U teenwoordigheid vrug in hulle lewens dra. Here, mag oral waar ons gaan en in alles wat ons doen, mag ons Mishodai wees. Misho mense wat die missie van ons God uitleef. Here, seën elkeen van ons ook hier in hierdie Desember tydperk. Here, mag dit 'n tydperk wees gevul met U teenwoordigheid en U wysheid. Mag ons nooit vergeet dat hierdie God is vir ons in en deur al hierdie dinge. Amen.